om te kan roem nie. En is in dankbaarheid en uit dankbaarheid dat ons vanmôre, Here, lofprysing en aanbidding aan U toebring. Offers voor die aangesig van ons Koning. En ek bid vanmôre, Here, dat U deur die Heilige Gees dit wat ons vanmôre bring, Here, voor Vader sal bring as wel aanneemlike, welgevallige, welriekende, verheerlikende offers wat U naam groot maak. Word verheerlik vanmôre, Here, en verheerlik U self in ons lewens, is my gebed in Jesus naam. Amen, amen. Kom ons gee die Here 'n lofoffer. En kom aan kerk. Loof die Here. U mag die sitplekke inneem. Jy sien, dit is mos nou wêreldbeker sokker nie. En gister, ek weet nie wanneer het hulle gespeel, ek meen maar dit was gister of eergister, toe speel Amerika hulle eerste wedstryd. En hulle het so waar 4-1 gewen, hè. En ek het dit nie gekyk nie, ek het maar net dit jy kry mos hierdie goed wat op jou foon opkom of op jou rekenaar opkom. En ek het foto's gesien van die uitbundige joligheid. Die ouens het die straat op horings geneem en dit was net 'n sokkerwedstryd. Vir 'n oomblik van eer doen hulle dit. Ons het baie meer rede om die Here groot te maak. Ja goed, vanmôre wil ek so 'n bietjie met u gesels. Jy weet, baie keer moet ons net herinner word dat ons fokus net moet regkry. Want ons raak so besig in die lewe dat ons perspektief en fokus verloor. Ons begin op dinge fokus wat vir my nou belangrik is, maar wat in die ewigheid eintlik op die groter skaal niks beteken. Kom ons gaan kyk vanmôre, en ek wil met julle 'n skrifgedeelte, jy kan die Bybel as jy hom saam gebring het, ek hoop jy het, gaan ons bietjie in Haggai lees. As jy wil weet waar is Haggai, dit is die 3de laaste boek in die Ou Testament. Dit is net na Sefanja, en hy is net na Habakuk. En hy is net na Nahum. Dis in die Ou Testament. Maar ek wil vir u vanoggend so 'n bietjie net konteks gee, want jy sien, Salomo, koning Dawid wou eintlik 'n tempel vir God bou, en toe sê die Here vir hom, nee, jou seun sal een bou, want jy is 'n man van bloed, jy het ouens doodgemaak, so jy kan nie, jy gaan dit nie doen nie. Toe gaan Salomo en hy bou hierdie tempel, 'n magnifieke gebou, indrukwekkend. Hulle reken dat die hoeveelheid koper wat gebruik is byvoorbeeld in die voorhof, die hoeveelheid daarvan was soveel dat hulle het nie eens moeite gedoen om dit te weeg nie. Die binnekant van hierdie tempel, van die vloer tot die plafon, was alles oorgetrek met suiwer goud. Het jy nou gedink hoe dit gelyk? En nou kom die Bybel en dan lees ons in 1 Konings hoofstuk 5 tot hoofstuk 8, dis 3 hoofstukke wat verduidelik hoe het hulle hierdie tempel, die materiaal bymekaar gekry, en hoe het hulle die tempel opgerig en het gebou, en al die implemente wat daarmee gepaard gegaan het hulle dit nou alles gedoen. Dieselfde lees ons in 2 Kronieke, hoofstuk 3 tot hoofstuk 5. En dan kom die Bybel en hy sê hier in 1 Konings hoofstuk 8, vers 11, en dan dieselfde skrifgedeelte of die vergelykende is in 2 Kronieke 5, vers 13 en 14, sien ons dat die heerlikheid van die Here die tempel gevul het, nadat Salomo dit gebou het en alles in gereedheid gebring het. En toe die heerlikheid van die Here die tempel vul, sê die Bybel, kon die priesters vanweë die heerlikheid van die Here nie bly staan nie.
Maar dit is nie hoe dit gebly het nie. Salomo was die rykste man wat ooit geleef het, selfs ryker as oom Elon, wat nou in die week die eerste triljoenêr geword het. Nee. Hy is, ek weet nie, Afrikaans praat dit anders, hulle praat van 'n miljardêr. Dis iemand wat 1000 biljoen rand werd is. Daar was nooit iemand so ryk soos hy nie, sê hulle nou beweer. Nee. Maar die Bybel sê dat Salomo was eintlik die rykste. Sy inkomste 'n jaar, net die goud, was 26 ton. Gaan probeer waar dan dit reg. Bybel sê dat in Salomo se dae het silwer geen waarde gehad nie. Maar dit is die Ou Testament, dit is 'n fisiese gebou. Na Salomo se nadat hy dood gesterf het, toe het daar 'n skeuring gekom tussen in Israel, in die Verenigde Koninkryk van Israel, en ons vind dat daar die noordelike en die suidelike, en ek gee dit vir u sodat u kan verstaan, u moet die konteks verstaan van dit wat ek vanoggend met u wil deel. Want jy sien, ons lees goed in die Bybel, en dan het ons nie 'n idee, dit is so abstrakt, maar as ons 'n prentjie kry, nee, dan raak dit nou beter. En as hierdie ding nou gaan saamwerk vanmôre, nee, dan gaan ek dit baie waardeer. Esther. Waar sien ons die verdeelde koninkryk van Israel? Die boonste, die groen, dit het bekend gestaan as Israel, dis die 10 noordelike stamme, en die 2 suidelike stamme het bekend gestaan as Juda, die persgedeelte. En hier het die probleem vir Israel, daai grys, daai bruin stukkie, daar staan Filistia. Dis waar die Filistyne gebly het. Dis waar Ekron en Gat en die ander 3 stede van die Filistyne was. Dit was eintlik, oorspronklik was daai gedeelte ook veronderstel om deur die Israeliete besit geneem te word, en dit is nie. En dis tot vandag toe 'n probleem, want dit is waar Gaza is. Hulle het nie gedoen wat die Here vir hulle gesê het. En ek dink die kinders van die Here doen baie keer dieselfde, ons doen nie presies dit wat die Here vir ons sê nie. En so gebeur dit, nadat hierdie verdeling plaasgevind het, die noordelike stamme, kan jy maar gaan lees, een van hulle konings het God gevrees of gedien nie. Al 20 die konings was sleg geweest en hulle is weggevoer, gelou vir die wys. Net so omtrent 135 jaar, allemaal wat se bronne hier volg, is 120 tot 135 jaar daarna. So waar as vet doen jy daar dieselfde. Nou die noordelike stamme is weggevoer, nou wat bekend staan as die Assiriese ballingskap, is daai rooi pyl daarbo. Die noordelike 10 stamme is daarheen, hierso is vandag is Turkye, en daarso vind ons Irak, en hierso vind ons Iran, daar waar mekaar uit mekaar uitskiet. Goed, die blou lyne was die Babyloniese ballingskap. Die Bybel sê daai ouens is tot vandag toe, is hulle verstrooi, en dit staan bekend as die diaspora, of die diaspora. Dit is die verstrooiing, dit is nie 'n fancy woord vir verstrooi. Diaspora, diaspora. En die Bybel sê dat na 70 jaar het die Jode, wat toe nou bekend later begin staan het as die Israeliete, het weer teruggegaan. En hulle is weer terug na die beloofde land toe. Nou wil ek vir dit sê, na 70 jaar, want jou is dit gedink, hulle gaan 2 of 3 jaar daar wees, en toe skryf Jeremia vir hulle 'n brief in Jeremia 29, en hy sê vir hulle, raak rustig, julle gaan nie 2 of 3 jaar hier wees nie, julle gaan 70 jaar hier wees. Hy sê, plant vir julle wingerde aan, gaan aan, bou 'n lewe, want in die vrede van die stad, in Babylon, in die vrede van die stad, sal julle vrede wees. Dit is 'n baie mooi skrif, maar hy het vir hulle gesê,
die ouens wat vir julle alles geprofeteer het vir julle geleeg. Nou goed. Toe hulle nou terugkom, na 70 jaar, het almal nie met een slag teruggekom nie. Daar was 3 gevalle of 3 verskillende groeperinge wat teruggekeer het. Net na die ballingskap het 'n ou met die naam van Zerubabel. Hy was 'n afstammeling gewees van koning Dawid, maar hy was ook 'n afstammeling van die priestersorde. So daar iewerste het sy voorsate het toe met mekaar 'n man en 'n vrou getrou en hy het toe teruggegaan en sy werk was om die tempel te gaan herbou. Nou sal 'n mens dink, nou maar goed, die ballingskap is verby, nou gaan hulle terug. Nee, hulle het nie teruggegaan nie. Want 80 jaar later word Esra gestuur om die tempeldiens te gaan herstel. So, nou gaan die eerste groep, hulle gaan die tempel herbou. 80 jaar later gaan Esra en hy gaan die tempeldiens herbou. Hy was ook 'n skriba gewees en hy was 'n priester en hy het vir hulle ook gaan leer van die Torah, die wet. 3 jaar later het 'n ouetjie met die naam van Nehemia gegaan en hy het die stad se mure, die stad Jerusalem se mure gaan herbou. Nou kom ons gaan terug na Zerubabel toe. Nou kom hulle uit hierdie ballingskap en 18 jaar, omtrent 18 jaar nadat hulle teruggekeer het, nou kry ons vir Haggai. En Haggai, hy kom profeteer. En hy sê vir hulle kom dinge. Want jy sien wat gebeur het is, in daardie tyd het hulle fokus weggeskuif van dit wat die oorspronklike opdrag was en hulle het op ander dinge begin fokus. Onthou my boodskap vanmôre met wat ek met u wil deel, is skuif jou fokus. Dit is ook so dat enigiets wat nie in stand gehou word nie, gaan agteruit. Nou het hulle begin met groot ywer het hulle begin om die tempel te herbou en nou na 18 jaar het hulle begin seker moeg en moedeloos raak. Ek weet nie, maar hulle was toe nou nie meer so lus om te doen dit wat die Here vir hulle gesê het om te doen nie en hulle het op hulle eie goed begin fokus. In vers 4 van Haggai hoofstuk 1 sien ons die Here vra vir hulle 'n vraag deur Haggai. Hy sê: "Is dit vir julle self wel tyd om in julle betimmerde huise te woon, terwyl hierdie huis, dan praat hy van die tempel, in pyn lê?" Dan sê hy: "So sê die Here van die leerskare dan nou, gee ag op wat julle wedervaar het." Kyk nou wat het met hierdie ouens gebeur. Die oomblik toe hulle op ander goed begin fokus, nee, kyk wat gebeur. Julle het baie gesaai, maar min ingebring. Julle het geëet, maar nie tot versadiging nie. Julle het gedrink, maar nie genoeg gekry nie. Julle het julle geklee, maar nie warm geword nie. En wie hom verloon vir hom om dit in 'n stikkende beers te steek. Hulle het op ander goed begin fokus. So wat het gebeur? In die eerste plek sien ons, daar was uitputting sonder vervulling. Hierdie ouens het hard gewerk, hulle het gesaai, hulle verwagting was dat hulle groot oes te gaan kry, maar dit het nie gebeur nie. So hulle het hulle het hard gewerk, maar dit voel die hele tyd of ons agteruit boer. Dink dit bekend? Ons werk ons armstom, maar dit lyk nie of ons voorkom nie. Daar's baie werk, ons is baie besig, maar die besigheid groei nie. Die tweede ding wat gebeur het, daar was baie moeite sonder resultate. Hulle het kos en water, hy praat ons hier so, hy sê julle het geëet, maar nie versadig geword nie. Julle het gedrink, maar nie genoeg gekry nie. Dis net asof, dit maak nie saak wat ek doen nie, ek kom nie by daai plek waar ek in die, kom ons sê maar in die rus kom nie.
En wat hier gebeur is, jou kos, jou water en jou beskutting. Hy sê, julle het geëet, julle het gedrink, en julle het aangetrek, maar dit was net nooit genoeg nie. Dit maak nie saak hoeveel moeite ek insit nie, dit is net nooit genoeg nie. Die derde ding wat gebeur het is, daar was baie aktiwiteite sonder vrug. Dis asof my geld in 'n bodemlose put verdwyn. Voel dit ook baie keer so. Geld is soos water. Dis amper deesdae soos 'n ovenmindery. Nou sien jy dit, nou sien jy dit nie. Hulle sê mos die kinders van vandag nie, is baie sterker as die kinders van meneer. Want toe ons klein was, as jy R1000 se kruideniers gekoop het, het jy 2 trollies gehad. Nou dra 'n 13-jarige kind R1000 se kruideniers om met die hand. Kom aan. Dit voel of my geld in 'n bodemlose put verdwyn. Ek kom skaars deur die maand, laat staan nog om iets weg te sit en te spaar. Dis presies wat hierdie ouens beleef het. Dit klink amper asof in 2026 hierdie woord gegee is. Dit voel of ek vinniger uitgee as wat ek kan aansuiwer. Daar's altyd nog iets wat 'n appel maak op die bietjie wat ons het. Maar weet jy wat sê die Bybel in vers 7? Sê hy, let, so sê die Here van die leerskare, gee ag op wat julle wedervaar het. Die Here se assessering van wat hier gebeur het, is dat die volk was nie lui nie. Vra enige iemand wat al gesaai het, enige boer, praat met enige boer, enige iemand wat tuin gemaak het. Dis harde werk. Dis ploeg. Dis eg. Dis hard. Dis voetjies maak en alles is werk. Dit gebeur nie van self nie. Die probleem wat hulle gehad het, hulle belyning was uitgewees. Hulle fokus was op die verkeerde plek. Hulle fokus het geskuif van dit wat God vir hulle opdrag gegee het om te doen, na ek moet oorleef. Dis alles goed en wel om in die tempel te werk, maar ons moet oorleef. Jy sien, die middelpunt van hulle geestelike bestaan was die tempel. En dis hoekom ek vir u so inleidend gesê het, wat gebeur het met die tempel? Dit was 'n indrukwekkende gebou, maar hy was vernietig. En hier is ons nou besig om die tempel te bou, 18 jaar later omtrent, kom ons by die plek waar dit nie meer vir my belangrik is nie. Ek begin fokus op ander dinge wat meer belangrik is vir my tydelike versorging, my gesin se versorging. Die sien hulle fokus het geskuif van die geestelike, want die tempel het verwys na hulle geestelike lewensbestaan, het verskuif na die tydelike instandhouding van dit wat vir hulle hier en nou belangrik was. Kyk wat sê Haggai 1 vers 9 tot 11. Julle het uitgesien na baie. Is dit nie altyd so dat wanneer jy jou saad in die grond gesit het, dan verwag jy, man, hierdie gaan 'n rekordoes wees. Die weer moet net saamspeel. Dit moet nie te vroeg reën nie, dit moet ook nie te laat reën nie. Dit moet nie te veel reën nie, ook nie te min. Dit moet net soos die baba beetjie se pap wees, net reg. En elke jaar is dit die boere se verwagting. Kom aan, kerk. Dit is elkeen van ons se verwagting. Volgende jaar gaan beter wees as verlede jaar. Dan spreek ons die seën oor mense uit, dan sê ons, mag die slegste van hierdie jaar, wat jy beleef, beter wees as die beste wat jy verlede jaar beleef het. So ons het altyd hierdie verwagting. Hy sê, julle het uitgesien na baie, en kyk, dit het min geword, en julle het dit in die huis ingebring. Kyk wat sê die Here, maar ek, wie het weggeblaas? Ek wat God is.
God het dit weggeblaas, omdat die mense nie gedoen het wat hy vir hulle gesê het. Waarom spreek die Here van die leerskare, terwille van my huis wat in pyn lê, terwyl elkeen van julle na sy eie huis hardloop. Ons leef in 'n samelewingsstruktuur vandag, waar dit so belangrik is, ons meet onsself aan die ouens langs aan. Hulle praat ons comparing yourself with the Joneses. Ek ken iemand wat toe hulle jonk was daar altyd hierdie onsigbare wetywering tussen die vrou en haar skoonsister. Die vrou self het nie 'n saak met dit, sy dien die Here met 'n onverdeelde hart. Maar die skoonsister het altyd, dit was altyd 'n wetywering vir haar, van haar kant af. Al twee die mans van die twee dames is ingenieurs. En was altyd, ons het beter as julle. Soos die een vrou sê, ons beplan om 'n wasmasjien te koop. In daardie week, dan sal die ander vrou gaan en vir haar wat is die top of the range? Nee? Die beste in die reeks sal sy gaan kry, dan sal sy dit plan aflewer. En seker maak die ander vrou weet dit, sê sy. Maar wat dit is. As hulle praat van ons wil 'n motor koop, as jy weer sien, dan ry daar ander mense 'n nuwe motor. En so het dit gegaan. Ons is altyd besig, ons leef in hierdie lewe van wetywering. Ons moet altyd beter doen as die volgende persoon. Ons meet mekaar aan die karre wat ons ry, aan die huise waarin ons bly, die klere wat ons aantrek, hoe ons hare lyk vir die wat nog hare het. Sien ons manne ongelukkig, partykeer kom ons by die plek, nou sê al wat nou groei op sy hierso is al wat groei is sy neushare en sy oorhare. Hy sê want sy voorkop raak aan sy kraag. Dat is my 'n mooi manier om dit te sê. Ek is seker op pad so toe. Maar dit is maar so. Hy sê, kyk wat sê die Here. Hy sê, daarom het die hemele bo julle die dou ingehou, en die aarde het sy opbrengs teruggehou. En ek het droogte oor die land geroep, en oor die berge, en oor die koring, en oor die mos, en oor die olie, en oor alles wat die grond oplewer, en oor die mense, en oor die diere, en oor alle arbeid van die hande. Ek wens, ek het tyd gehad vanmôre, om met u te praat oor die geestelike betekenis van koring, mos en olie. Daar is so 'n diep openbaring, net in daai drie, koring, mos en olie. Brood word van koring gemaak. Mos is die vrug van die druiwestok. Die blydskap is weg. Olie praat van salwing. Geen brood. Met ander woorde, geen geestelike voeding nie. Kom ons kyk wat is die gevolge van 'n foutiewe fokus. Ek gaan net deur dit hardloop. Daar's teleurstelling. Ek het verwag dat ek het uitgesien na iets en dit het nie gebeur nie. Ons ly verliese. Hoekom? Die Here het dit weggeblaas. Ons het gedink dit gaan baie wees, maar dit is nie. Vers 10 en 11 praat van droogte. Die aarde hou sy dou in, daar's droogte. Ons almal weet as dit droogte is, dan gaan goed baie vinnig sein. Dan verkoop die boere hulle beeste en hulle skape teen 'n verlies. Net om te keer dat daar vrektes is.
Daar is 'n verminderde opbrengs. Ek het baie verwag, dit het min geword. Daar is hongersnood. Dis vreeslik. Armoede en werkloosheid. Daar's 'n droogte oor die mense en oor die diere en oor alle arbeid van die hande. 'n Droogte. Dis armoede. Dis wanneer die boere kom by 'n plek van ek moet kies. Gaan ek al my personeel in diens hou? Of gaan ek net, dis my belangriker om my eie huis te versorg? Dan raak ek vir my personeel ontslaan. Jy weet nie wat is die nommer 1 verskoning wat ons deesdae aanvoer? Ons hardloop na politiek toe. Ons probeer alles polities van aard maak. Dis die regering. Dis die wette wat teen ons stel. Dis die korrupsie en glo my, nie van hierdie goed is sonder Mariete nie. Daar's verseker baie te sê daaroor. Maar kyk wat het gebeur. Die fokus wat hierdie mense het. Die fokus is nie by die tempel nie. Met ander woorde, die fokus is nie op my vertikale verhouding met God, tussen ek en God nie. My fokus is op 'n horisontale vlak, op persoonlike versorging. Nou kry ons hierdie wonderlike skrif in Psalm 127 vers 1 wat sê, as die Here die huis nie bou nie, te vergeefs werk die wat daaraan bou. En as die Here die stad nie bewaar nie, te vergeefs waak die wagter. Ek en jy is besig om 'n geestelike huis te bou. So nou vinnig daarna kyk. Ons het nie meer 'n tempel nie. Hier is nie 'n tempel nie. My ma het jare gelede die ding kwyt geraak en ek het dit nooit vergeet. Sy het gesê die Here, dis die eerste ding wat sy het my gesê, die Here vir haar geopenbaar. Sy sê die Here het met haar gepraat en vir haar geopenbaar gesê, vroeër jare het ons kerke van hout en harte van goud gehad. Maar vandag het ons kerke van goud en harte van hout. Ek dink dis 'n aanklag teen die kerk. In die Nuwe Testament vind ons dat die fokus heeltemal verskuif het. Ons sien onder andere, ek en u is vandag die tempel. Waar sien ek dit? 1 Korintiërs 3 vers 16 en vers 17 sê, weet julle nie dat julle 'n tempel van God is en die Gees van God in julle woon nie? Weet jy dit nie? So as jy nuus is goeie nuus. Hy sê as iemand die tempel van God skend, sal God hom skend, want die tempel van God is heilig en dit is julle. Baie keer is hierdie tempels van ons maar 'n bietjie besoedel. En dit is moontlik om oormatige aandag te gee aan uiterlike dinge, terwyl dat ons die innerlike goed verwaarloos. Wat is uiterlike dinge? Ons fokus op snaakse goed, op skedules en beroepe. Ons fokus op verantwoordelikhede, ons voorkoms en ons uiterlike beeld. Hoe sien die mense ons? Dis waarop ons fokus. Terwyl dit wat die Here in ons wil bou, binne ons wil deponeer, dit binne ons laat groei, dit skeep ons af. Hoekom? As gevolg van die gejaagdheid van die lewe. Die Engels hulle praat van the busyness of life, die besigheid, die woeligheid van die lewe. Soms het ons hierdie goeie bedoelinge, ons het hierdie goeie, ons wil 'n goeie ding doen. Jy maak 'n afspraak en dan kom jy dit nie na nie, of jy wil iets doen en dan vergeet jy daarvan, want jy is so besig, ons leef gefragmenteerde lewens en ons probeer alles bymekaar trek deur dagboeke. En in ons besige skedule moet ons daarom 'n tydjie kry om te bid ook. Die hartseer ding is, party mense se gebedslewe met God is gereduseer tot 'n tafelgebed. Wat hulle elke keer net dieselfde oor en oor sê. Maar moenie die krag van 'n tafelgebed onderskat nie. Ek gaan gou vir julle 'n voorbeeld gee.
Toe ek 'n student was. Nee. Toe studente leef baie keer geransioneerde lewens. Nee. Wanneer die studente se nou weet waarvan ek praat. Jy leef geransioneer. Jy het soveel van dit. En die dag was my laaste dag gewees, ek het taakeksamen geskryf, my ma gaan my kom haal, ek het op die pik geswat, en ons het daai tyd in Vogvol gebly, en nou gaan sy my kom haal, nou wag ek vir haar. En nou gaan ek deur die koskaste, en die laaste kosblikkie wat ek daar sien, is 'n klein blikkie ertjies, ingelegde ertjies, fresh garden peas. Ek dink nie, maar dis piekfyn pikkewyn. Ek gaan hierdie gou eet terwyl ek my ma wag. En so gooi ek dit in 'n bakkie, wat ook die blikkie oopmaak, toe klink dit soos 'n blikkie Coke wat ek oopmaak. En ek dink dit is snaaks. Ek gooi dit in 'n bak, gooi suiker en botter by, want ek hou daarvan so, druk dit in die mikrogolfoon, en nou gaan ek het daai tyd met krikke geloop, nou gaan ek na janterak hier af na die badkamer toe, en ek kom terug, en ek ruik hierdie vreeslike snaakse reuk. Dit ruik soos bier. Ek dink ek weet nie wie drink. Ek is die enigste student wat nog in die studentehuis oorgebly, want ons is nou al weg. Ek dink dis snaaks. Ek haal dit uit die mikrogolfoon uit, en hierso sien ek maar, die goed het nou skielik skuimel. Kan nie die goed, ek kan nie kos weg nie, en ek bid, ek sê Here, ek vra die Here om hierdie kos om my liggaam te seën. En dis al wat ek gehad het om te eet. En ek eet daai lekker soet suur ertjies, en ek bak skoon, daar kom my ma, nou ry ons, en ek vertel haar toe daai aand wat het gebeur. Sy sê, my kind, jy kan nie dit doen nie, jy kan voedselvergiftiging kry. Ek sê van, ek wil nie sleg nie. En so 2 dae later praat ek met my sis, en ek sê vir haar dieselfde, sy sê, Boeta, jy kan nie dit doen nie, jy sal vrek. Ek sê vir haar, weet jy, ek het eers 'n maagkramp gekry nie. So moenie die krag van 'n tafelgebed onderskat nie. Goed, maar die hartseer ding is, baie mense se gebedslewe is gereduseer tot skietgebedjies. Terwyl dit nie is wat God wil hê ons moet doen nie. Hy wil hê ons moet in 'n lewende verhouding met hom leef, want die Gees van God woon in ons. Hy wil ons leer en lei en onderrig aangaande die weg wat ons moet kies om te loop. Hy wil die geheimenisse van God in ons lewens openbaar, in ons hart openbaar, maar ons is so besig dat ons die Here probeer inpas in ons besige skedule. Want ek het vir julle gesê, die fokus het geskuif. Ons moet ons fokus ook skuif. Die tweede opmerking wat ek hier wil maak, is dat die Gees van God in ons woon. Hier is 'n ander skrif wat ek vir julle gaan gee. Jy kan dit weer gaan lees in 1 Korintiërs 3 vers 16, maar 2 Korintiërs 6 vers 16, die B-gedeelte sê, want julle is die tempel van die lewende God, soos God gespreek het, ek sal in hulle woon en onder hulle wandel, en ek sal vir hulle God wees, en hulle sal vir my 'n volk wees. Wat moet ek en u doen? Ons gaan terug na Haggai 1 toe. In vers 8 kom hierdie wonderlike belofte, waar hy sê, klim op die berg, en bring hout aan, en bou die huis. En ek sal 'n welgevalle daarin hê, en my verheerlik, sê die Here. Jy sien, want wanneer ek en u kom by die plek, waar ons doen dit waarom God 'n welgeval het, weet jy wat gaan gebeur? Die volgende sal gebeur, die seën van die Here sal volg. Die herstel wat ek en die Here voor vertrou, in ons persoonlike lewe, in ons huwelike, in ons gesinne, in ons familie, in ons verhoudinge wat skipbreek gelei het, sal die Here vir ons die genade gee om dit te kan herstel. En die derde ding wat sal gebeur is, dan sal vermenigvuldiging kom. Dan sal ek saai, en dan sal ek 'n veelvuldige oes inbring.
dan sal ons kom by die plek waar die belofte vervulling vind wat sê, die saaiers en die maaiers, die oesters, die ouens wat oes en die ouens wat saai, hulle gaan mekaar inhaal. Ek gaan vinniger plant, ek gaan oes, terwyl ek besig is om die oes van die land af in te haal, dan gaan hy sê, jy moet spoed vat, Boet, ons is besig om jy's besig, hierdie goed moet in die grond kom. Maar dan moet ek en jy begin doen, dit wat die Here vir ons sê om te doen. Weet jy wat gebeur wanneer ek en jy die regte fokus het? Wanneer ek en jy die regte fokus het, die eerste ding wat sal gebeur, is ek sal innerlike vrede begin kry. In Jesaja 26, vers 3 en vers 4 lees ek in die 53 vertaling, ek gaan sommer net 2 van hulle vat, ek het al die Afrikaanse vertalings hier. U sal 'n standvastige gesindheid in volle vrede bewaar, want hulle vertrou op U. Vertrou op die Here vir ewig, want die Here is 'n ewige rots. Kyk wat sê die Nuwe Lewende Vertaling. Hy sê, U bewaar elkeen wat op U vertrou in vrede, die mense wie se gedagtes op U gerig is. Nie almal nie, net die wie se gedagtes op die Here gerig is. Vertrou deurgangs op die Here, want die Here God is vir altyd 'n veilige toevlug. Die tweede ding wat sal gebeur is, dit veroorsaak dat God jou huis bou. Weet jy wat gebeur met koning Dawid? Dit is vir my een van die mooi getuie. Dawid het hierdie begeerte gehad om vir die Here 'n huis te bou. En weet jy wat sê die Here vir hom? Ek gaan vir jou 'n huis bou. Ons gaan lees, jy lees in 2 Samuel 7 vers 11. Ek gaan net vir julle die B-gedeelte lees. In vers die 53 vertaling sê, maar ek sal jou rus gee van al jou vyande en die Here gee jou te kenne dat die Here vir jou 'n huis sal stig. Die Nuwe Lewende Vertaling sê, ek sal jou rus gee van al jou vyande. Nou verklaar die Here dat hy vir jou 'n koningshuis sal bou. Jy sien, Dawid se gesindheid van sy hart het hom onderskei van almal om hom. En die Here sê, ek sal vir jou 'n koningshuis bou. Wanneer ons geestelike huise bou en in stand hou en moeite doen om tyd met God te spandeer, tyd vry te koop, uit ons besige skedules om tyd saam met God te spandeer, dan sal die Here jou huis bou. Hy sal jou geestelike huis bou, maar hy gaan ook jou fisiese huis bou. Hy gaan nie opdaag met 'n sak sement en met stene nie, hy doen dit op 'n ander manier. Die derde ding wat gebeur is, en dan is ek klaar, dit bring bonatuurlike voorsiening. In Matteus 6 vers 25 tot 34 lees ons dat Jesus praat oor dinge waaroor ons onsself so maklik kwel. Die Here vat jou bekommernis weg. Maar kyk wat doen hy. In vers 31, ek lees dan tot by 34, hy sê, daarom moet julle nie kwel en sê, wat sal ons eet, of wat sal ons drink, of wat sal ons aantrek nie. Want nou al hierdie dinge soek die heidene, want julle hemelse Vader weet dat julle al hierdie dinge nodig het. Dis al die dinge waarop die mense in aangewyse tyd gefokus het. Kos, klere en water. Hoor wat sê vers 33, hy sê, ons ken hierdie skrif so mooi, hy sê, maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. En al hierdie dinge sal vir julle bygevoeg word. Onthou die Bybel sê ook, dis die seun van die Here wat ryk maak en moeitevolle arbeid voeg daar niks by nie. Al hierdie dinge, wat is die koninkryk van God? Dit is baie maklik. Dis die koningsheerskappy van die Here Jesus Christus. Dis die koninkryk. As ek en u vanmôre die koningsheerskappy van Christus in ons lewens soek, dan sal al die dinge vir ons bygevoeg word.
Vers 34 sê, kwel julle dus nie oor môre nie, want môre sal hom oor sy eie dinge kwel. Elke dag het genoeg van sy eie kwaad. So wat het ek vanmôre vir julle gesê? Kom ons kry ons fokus op die regte plek. Kom ons fokus meer op dit wat God wil hê, wat vir hom belangrik is, as dit wat vir my belangrik is. Weet jy wat? Die gemiddelde mens spandeer meer tyd aan die beplanning van sy volgende vakansie, as wat hy spandeer daaraan om gereed te wees vir die ewigheid. Meer mense belê tyd, geld en energie in hulle volgende vakansie as in hulle geestelike welstand, hulle geestelike welsyn en hulle verhouding met God. Mag dit nooit van ons gesê word nie. Amen. Kom ons sluit die oë. Heilige Vader, ek dank U vanmôre, Here, vir die waarheid van U woord. Ek dank U, Here, vanmôre omdat ek weet ons almal raak so besig dat ons baie keer fokus verloor. Ons skuif ons fokus. Ons doen dit nie doelbewus nie, dit gebeur geleidelik. En voor ek my kon kry, Here, dan gly ons. En dit waarin wat eintlik 'n bysaak moet word, word die hoofsaak. Ek bid vanmôre, Here, dat ons die fokus sal kry en sal hou op die hoofsaak en dit wat belangrik is. En dit wat punte tel by God. Ek bid dat U verheerlik sal word, Here. Ek bid dat U naam groot gemaak sal word. In en deur elkeen van ons se lewe, terwyl ons hand in eie boesem steek, Here. En sê, Here, waar staan ek vanmôre met God? Ek het my fokus, Here, verloor. Ek het op ander dinge begin fokus. Dinge wat wel belangrik is, maar Here, wat nie die fokuspunt moet wees nie. Help ons, Here, asseblief, om nie op die tydelike dinge te fokus nie. Help ons, Here, om ons fokus te verskuif van die hier en nou na die ewigheid. Flipper het so mooi gestel, is genadetyd. Wanneer ons 'n diagnose kry by 'n dokter, wat skielik ons op 'n traject sit waar ek weet my tyd, my eerglas loop baie vinniger leeg as wat ek beplan het. Here, dan is ons in genadetyd. Eintlik is ons almal in genadetyd. Bid, Here, dat ons die beste gebruik sal maak daarvan. En dat U verheerlik sal word daarin en daardeur. Dit is my gebed in Jesus naam. Amen. Amen. As jy van hierdie video gehou het, druk die like en subscribe knoppie en draai die klokkie om op hoogte gehou te word van 'n volgende video plasing. Die Here seën.